Goeiemôre en baie welkom by vanoggend se oordeenking. Ons staan hier in die eerste amptelike dag van die lente. En hoewel ons dit nog nie heeltemal in die temperature kan voel nie, kan ons ook stelselmatig die veranderinge in die natuur sien en beleef. En ons dank die Here dat hy sy skepping in bewaring hou. Ons skriflesing vanoggend kom uit Jakobus hoofstuk 1 en ons gaan daarvan saam lees vers 22 tot en met vers 25. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Dit is wonderlik om die woord van God te mag hê. Ons kan dit hoor en ons kan dit lees en daarin sien hoe God homself aan ons openbaar. Daar is geen duideliker openbaring van wie God is en wat God doen en wat God beloof as in die woord van God nie. Maar dan bring Jakobus 'n baie harde realiteit na vore. Dit beteken niks as jy nie die woord van God ook doen nie. As jy die woord hoor, as jy die Bybel lees, as jy luister na preke, as jy jou eie persoonlike stilte tyd hou, as jy delf in die woord, en dit gaan nie oor na dade toe nie, dan is jy besig om jouself te bedrieg. Jakobus maak dan gebruik van 'n baie eenvoudige voorbeeld om hierdie optrede van die mens te beskryf. Dit is soos om in 'n spieël te kyk en dan heeltemal te vergeet hoe jy lyk die oomblik wat jy van die spieël af wegstap. Wanneer jy in die oggend voor die spieël kyk, dan maak jy seker dat jou gesig skoon is en dat jou hare gekam is en dat jy reg lyk om openbaar te verskyn. Maar as jy agter in die spieël gekyk het, gesien het jou hare is deurmekaar en jy verander dit nie, dan was dit in die eerste plek van geen waarde gewees dat jy in die spieël gekyk het nie. En dieselfde geld dan ook vir die woord van die Here. Selfs al sou jy vandag sit en die hele Bybel deurlees, van Genesis tot by Openbaring, en dit verander nie jou leefstyl of bring jou tot by dade van dankbaarheid nie, is dit dan van geen waarde nie. En deur die eeue is hierdie teks in Jakobus 1 gebruik om werksheiligheid te regverdig. Jy moet doen, jy moet iets doen van jou kant af om gered te word. Maar dit is nie wat Jakobus hier sê nie. Wat Jakobus hier baie duidelik maak, is dat doen 'n natuurlike gevolg is van hoor. As daar dus nie dade volg op die woord wat jy gehoor het nie, moet die vraag dan gevra word oor jou geloof. Dan moet jy weer daar voor die spieël gaan staan en werklik in die woord ondersoek of jy werklik glo wat die woord van God sê. En op hierdie wyse kan verkeerde optrede weer eens nooit geregverdig word nie. Jy kan nie die woord lees en nog steeds liefdeloos optree nie. Jy kan nie die woord lees en steeds verkeerde leer aannam nie. Jy kan nie die woord lees en steeds jou eie agenda bo die waarheid van die skrif plaas nie. Maar Jakobus wys op die ander kant uit. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak. Met ander woorde, nie net lees nie, maar verdiep en ingrawe en ondersoek en bidend oordink. Hy sal gelukkig wees in wat hy doen. En tog kan ons nie miskyk dat dit ook steeds oor dade gaan nie. Ons kan nie ondersoek of iemand werklik 'n gelowige is sonder om die dade van daardie persoon te evalueer nie. En wanneer ons dan besef dat die woord van God bevry, dan kan ons werklik verstaan en glo. En wanneer jy glo dat jy vry is die natuurlike gevolg dat ons begin doen. Ons doen die woord van God. Ons gaan uit en ons gaan leef die woord van God prakties uit. Dan getuig ons dade wat binne in ons harte aangaan. En dan is ons dade 'n kosbare getuienis van die genade van God, wat ons harte so verander, sodat ons dade van dankbaarheid kan doen. Kom ons antwoord deur saam te sing uit Skrifruiming 16-1. Ons gaan daarvan saam in verse 3 en vers 4. In vers 4 word die vraag dan gevra of die goeie herder, Jesus Christus, dan nie sal gaan om daardie verlore skaap weer te gaan kry en te omhels nie. En mag ons ook die genade van die Here daarin raak sien, dat ons weet dat niemand wat kinders van God is, ooit verlore sal raak of in die verlorenheid sal bly nie.
Kom ons sing saam Skrifruiming 16-1 vers 3 en vers 4. Daarna gaan ons saam bid. En die Here het sy arms koesterend om hul heen geslaan, met sy hande op hul hoofde, hul geseën en weer laat gaan. Sal die herder van die kudde, wat een enkele skaap maar mis, om nie haas en in die berge, opspoor wat verlore is. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, hoe wonderlik is dit om vanoggend ook U naam te kan aanroep. Te kan getuig, U is die Here, van U leer dit vir ons in U woord. Dankie vir die gawe van geloof, dat ons die waarheid van U skrif mag besef, mag bely, en deur die Gees wat in ons werk ook kan uitleef. Ons dankie dat ons ook aan die begin van 'n nuwe seisoen kan staan, dat ons daarin kan sien dat U skep en U onderhou en U bewaar steeds U skepping, net soos wat U elkeen van ons ook vandag bewaar. Ons bid in besonder vir hulle, wat ook nou dat ons reenseisoen nader kom, daarvan afhanklik is. Wil U ook vir hulle gee, volgens hulle behoefte. Ons bid in besonder vir ons boere, wat moet plant, en wat moet veiding hê vir hulle diere, dat U ook daar sal voorsien, en dat U daarvoor al die eer en die heerlikheid sal ontvang. Dra ons ook in hierdie dag, bewaar ons, rus ons toe, en gebruik ons deur ons woorde en ons dade, om U wil ook aan die wêreld te verkondig. Vergewe uit U genade al ons sondes. Ons bid dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. In ons meelewingsmoment vanoggend wil ek graag dan ook fokus op die gedagte om doeners te wees van die evangelie. En dis dikwels baie meer eenvoudig as ons wat ons dit wil maak. Dit kom daarop neer dat ons die wet van God sal doen, dit waartoe God ons oproep, dat dit sal deel wees van die wyse wat ons geloof uitleef. En dit beteken dan om ons dade in liefde uit te leef, teenoor God en ook teenoor ons naaste. En dat ons daarin kan erken dat ons woorde en ons dade werklik getuies is van die lewende God. Dat ons optrede 'n getuienis is van die evangelie. Mag die Here ons daartoe lei en mag elkeen van u 'n geseënde dag beleef. Totsiens.